Dis lekker om jou ook op hierdie woensdagoggend, die 4de Maart te mag groet, en dit in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Liewe jong mense, mamas, papas, oupas, oumas, ons is besig hierdie week met hierdie baie moeilike tema, innerlike genesing deur konfrontasie. En gister het ons begin met hoe lyk gesonde konfrontasie, en vandag gaan ons aan met hoe lyk gesonde konfrontasie. Nou, gesonde konfrontasie het dan ook die volgende kenmerk. Jy wat bereid is om te konfronteer, moet ook bereid wees om pyn te verduur. Wanneer jy iemand konfronteer, kan hy of sy soms baie negatief optree. Hy of sy kan selfs terugslaan om jou seer te maak en selfs te verneder. As jy dit ter harte neem en jou dan onttrek, het hy jou geneutraliseer. En loop die konfrontasie eintlik op niks uit nie. Daarom moet jy altyd bereid wees om hierdie pyn te verdra en by die saak te bly. Dit is dus om so lief te wees vir iemand, dat jy selfs bereid is om seer te kry ter wille van die ander een se innerlike genesing. Ek dink wat belangrik is om konfrontasie altyd te begin met die volgende woorde. Ons praat nie nou oor my foute of as sulks jou foute nie. Ons praat nou spesifiek oor iets in ons gedrag en soms ook in jou gedrag wat my hinder, wat my seer maak. Kom ons konsentreer later daarop om oor ander sake rondom hierdie spesifieke onderwerp te praat. Maar kom ons fokus nou op hierdie spesifieke ding. Dan kan ons later weer oor my probleme en my swakhede praat. Want daar is baie. En wanneer 'n mens iemand met hierdie woorde konfronteer, en dit in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, terwyl jy ook die Gees vertrou om die woorde in jou mond te plaas, dan sê ons vir mekaar, jy moet ook bereid wees om dan die pyn te verduur as daai persoon terugslaan. Maar as 'n mens so met opregtheid en egtheid praat, breek dit die skanse by die ander een se hart en se gees. Konfrontasie bring pyn vir albei partye. Daarom skram ons daarvan weg. Maar indien ons wel wil hê dat die konfrontasie sy doel moet bereik, is dit so belangrik dat ek en jy bereid moet wees om hierdie pyn te verdra. Dit is belangrik om jou vooraf daarop voor te berei. Gesonde konfrontasie gee dus daarom ook 'n ruimte vir ontlading en gevoelens wat uit die aard van die saak by die persoon wat jy gaan konfronteer, gaan uitbars. Maar ons vertrou die Gees dat dit ook beheerde aggressie sal wees. Moet nooit toelaat dat jou eie aggressie hande uittrek nie. Laat toe dat die Gees dit in jou ook beheer. Ook daarvoor moet jy vooraf baie bid. Laat ruimte daarvoor dat die ander persoon sy gevoelens, haar gevoelens kan ontlaai, en in hierdie ontlading mag hulle dalk selfs ontplof. Maar ook hulle ontploffing is die eerste tree na genesing. Mag jy die moed van oortuiging ontvang deur die Gees om iemand in opregtheid te konfronteer, mits die Gees dit op jou druk, en mag jy dan vertrou dat die Heilige Gees ook die pyn wat jy gaan ervaar en beleef in hierdie konfrontasie sal kom verbind en met die salf van genesing sal aanraak. Maar die geheim is, bid vooraf. Want as jy vooraf bid, gaan ook dit wat hard na jou kant toe terugkom, sag op jou ore val. Kom ons bid dit vir mekaar.
Kom ons maak toe die oë. Here, partykeer is ons so bang om te konfronteer, want ons weet, ons het net soveel foute. En die ander persoon sou vir ons net so tereg kon wys. Here, dit maak seer. Partykeer is ons selfs bang dat ons 'n vriendskap sal verloor, wat ons nog seerder sal laat. Maar Here, as ons regtig lief is, dan sal ons U vertrou om tog die gesprek te hê. Plaas U deur die Gees die woorde in ons gees en in ons mond om te konfronteer met 'n sagtheid van oor en hart wanneer die pyn ook na ons kant toe kom. En gee dat ons nie dan sal onttrek en wegloop nie, maar steeds in liefde sal uitreik. Here, staan ons hier naby en mag dit in liefde gebeur dat konfrontasie van ons na ander en van ander na ons sal lei tot dieper verhoudings met mekaar en U. En mag U dit met die liefde deurspek, want anders word dit instrument in die hand van die bose, en daarom bid ons, behoed en bewaar ons van die bose. Seën ons Here ook in hierdie liefdesopdrag. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.